Kom ons buig ons hoofde in gebed. En Vader, U is heilig, U is groot en wonderlik. Ons is klein, nietig, maar dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie vir die Gees, wat in ons kom bly het. Ons bid nou, Heilige Gees, dat U deur die skriflees aan die woord sal kom. En dat U met ons sal praat, dat U vanoggend vir ons sal vertroos en by ons sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Soos U gehoor het, begin ons vandag met 'n reeks in Jesus se voetspore en ons fokus vandag op in Jesus se voetspore na mense wat seer gekry het. En ons skriflesing is Lukas hoofstuk 7. Ons gaan lees van vers 11. Kort daarna het Jesus na 'n dorp in die naam Nain gegaan en sy disippels en 'n menigte mense saam met hom. Toe hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma en sy was 'n weduwee. Daarna die hele dorp se mense, byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan haar. Die draers gaan toe en hy sê, jongeman, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het reg op ons sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met ontzag vervul en het God geprys deur te sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan. En God het na sy volk omgesien. Die berig oor wat hy gedoen het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei. Die woord van God vir die kinders van God. Liewe maat, het jy dit al ervaar? 'n holkol op jou maag. Het jy 'n holkol op jou maag gevoel? Mense kry dit baie keer as jy baie senuweeagtig is. As jy met eksamen skryf, kry jy baie keer 'n holkol op jou maag. Of as jy miskien atletiek gaan deelneem voordat jy daar gaan in die wegspringblokke sak en daar staan 'n holkol op jou maag, jy sien weer agter. Of as jy vir die eerste keer by 'n meisie gaan kuier. As 'n ou by jou kom kuier, kry baie keer 'n holkol op jou maag. Jy sien weer agtigheid werk deur na jou liggaam toe. Nou lees ons hierso dat Jesus by geleentheid in 'n dorpie was waar daar 'n groot begrafnis was. Dit was 'n weduwee. 'n weduwee is 'n tannie wie se man dood is. En haar enigste seun, wat eintlik die broodwinner was, is dood. Hulle was op pad om hom te begrawe. En hierdie vrou was stikkend, want die broodwinner van die huis is dood en sy het gewonder wat gaan nou gebeur. Nou as dit in vandag se tyd sou gewees het, sou die mense vir die weduwee gesê het, ag, moenie bekommerd wees nie, jy moet net positief wees, alles sal regkom. Dis hoe ons vandag dinge wil hanteer. Jy moet net positief wees, alles sal regkom. Maar dis nie hoe Jesus dit hanteer nie. Ons sien en lees dat Jesus hierdie vrou innig jammer gekry het. Die Griekse woord wat daar staan
is splanitsuomai. Dit is mooi, né? Splanitsuomai. En die woord splanitsuomai sê eintlik dat Jesus se ingewande, sy darm, sy binnegoed het in beroering gekom. So deernis het hy vir hierdie vrou gehad. As dit met ons sleg gaan, dan dink ons baie keer God het ons vergeet. Ons dink ons is alleen. Maar dit is nie waar nie. Hierdie vers sê vir ons, as dit met ons swaar gaan, is God by ons. En as ons huil God saam met ons, want hy wil ons God en ons Vader wees. So wat, as jy hoop op jou maag kry, as dit jou sleg gaan, dan kan jy maar na Jesus toe gaan. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy kan vir hom vertel, dat jy sliebieagtig is vir die eksamen, of vir die wedloop waarin jy deel moet hê. Jy kan vir hom vra om jou rustig te maak, om saam met jou te wees. En die Here sal dit doen. Want hy is jou God en jou Vader. Kom ons dien die Here met ons stilkoffers. dankie vir die ongelooflike liefde. Dankie dat ons dit in ons lewens kan ervaar en belewe. Nou wil ons deur ons dankoffers vir U net eer en prys en aanbid. Amen. Ons gaan staan vir ons volgende lied, lied 553, en terwyl ons die lied sing, kan ons kinders na buite beweeg vir die katechese.
Vir 9 maande is 'n ongebore babatjie met 'n naaldstring aan sy mamma verbind. Daar's 'n ongelooflike intieme band tussen die ongebore babatjie en die mamma. Met die geboorte word hierdie naaldstring gesny. Die babatjie en die mamma is los van mekaar. Maar daar's 'n intieme band tussen die twee. Julle mamas weet dit. Dis amper asof die baba is amper 'n verlengstuk van die mamma. Daar's 'n baie intieme band tussen die twee. Dis amper asof die twee nog een is. Met verloop van tyd, so na 2 jaar, wanneer die Peterstadium inkom, is dit amper asof hierdie intieme band tussen mamma en kind word geïnternaliseer. Dis asof die kindjie hierdie besondere verhouding met sy mamma in homself ervaar. En dit maak dat die kindjie veilig voel, dat hy na buitekant toe kan beweeg, dat hy die wêreld kan ontdek. Dis soos dit behoort te gebeur. Dat 'n mens 'n sterk band met jou mamma sal hê, met jou pappa sal hê, met ander mense sal hê, dat jy dit sal internaliseer, dat dit deel sal word van jou lewe, en dat dit vir jou amper 'n veilige punt gee, waarvandaan jy kan uitbeweeg na die wêreld. Maar dit het nie in Tot Hol se lewe gebeur nie. Tot Hol vertel dat sy ma aan depressie gely het. En dat hy en sy sussie as jong kinders nie eintlik veel liefde en warmte ervaar het nie. Want mamma was die hele tyd besig om te oorleef. Dit was sleg gewees vir haar. Toe hy 9 jaar oud was, het mamma en pappa geskei. En dit was vir hom traumaties gewees. Hy het homself verwyd en vir homself gesê, wat het ek verkeerd gedoen, dat pappa en mamma uit mekaar gegaan het. Die feit dat mamma en pappa uit mekaar gegaan het vir hom laat voel dat hy verwerp is deur sy mamma. Hy het binne homself 'n groot alleenheid ervaar. Hy het gevoel dat hy ontoereikend is, dat hy nie eintlik iets beteken nie. Dit was vir hom verskriklik om so te voel. Maar juist in hierdie tyd, op 'n baie jong stadium in sy lewe, het hy baie betrokke geraak by die kerk, daar by kinderkrans. En hy het gereeld kerk toe gegaan. Want hy het geglo die kerk kan hom help om hierdie pyn wat hy in sy binneste ervaar het, om dit makliker vir hom te maak. Hy het geglo as hy meer van God weet, meer van God leer, sal die pyn minder word. En daarom het hy hom toegelê om die Bybel te lees, om Bybelstudie te doen. Hy het behoort aan 'n kerk wat baie emosioneel was. Hy het verskriklik emosionele liedjies gesing, en as hy by die diens was, het hy goed gevoel. Die kerk het hom nogal gehelp, maar net vir kort tydjie. En dan het hy weer teruggeval na die pyn en alleenheid wat hy sy binneste ervaar het. Hy het ook ervaar dat God eintlik ver van hom af is. Hy het nie die Here se liefde ervaar in sy lewe nie. Dit was maar sleg vir hom gewees. Hoor jy? Die pyn wat hy in sy binneste ervaar het gemaak dat hy
ook nie van God werklik ervaar het in sy lewe nie. Dit was amper asof hierdie pyn 'n blokkering was, wat veroorsaak het, dat hy nie God sy liefde kon ervaar het nie. Hierdie gevoel van verwerping wat hy in sy binneste ervaar het gemaak dat hy amper, kom sê, 'n tipe van 'n alarmstelsel in sy binneste gekry het. Elke keer as hy naby iemand gekom het, het hierdie alarmstelsel begin skree in sy ore en vir hom gesê, moenie naby aan mense kom nie, want mense maak seer. Die alarmstelsel in sy binneste het vir hom gesê, pas op vir mense gaan jou seer maak. Maar hierdie alarmstelsel was ook 'n tipe van 'n filter. Hy was so ingestel om homself te beskerm teen mense, want mense maak seer. Hy was nie oop om mense se liefde te ontvang nie. Hy was nie die hele tyd besig om homself te beskerm. En toe gaan hy universiteit toe. En daar het hy nog steeds met die leeg gevoel geloop. God was van ver gewees, alhoewel hy kerklik betrokke was. Hy het ontoereikend gevoel, en eendag het hy soms so geloop op die kampus, en daar was 'n kerkie gewees. En hy het na die kerk toe gegaan, in die kerk ingegaan, en daar was 'n diens wat gehou is. Hy vertel dat die dominee gepreek het oor Lukas hoofstuk 7. Die dominee het vertel van 'n weduwee wat 'n kind verloor het. En hulle was besig om die weduwee se kind te begrawe. En die dominee het gesê, toe Jesus daai vrou sien, het hy haar innig jammer gekry. Die dominee het gesê, die Griekse woord wat gebruik word in die Griekse Testament sê, dat Jesus se ingewande in beroering gekom het. So aangedaan was Jesus oor die vrou se hartseer. Dit was hom 'n openbaring. Want hy het altyd gevoel dat die Here nie eintlik betrokke is nie. Hy het gevoel dat die Here hom vergeet het, en nou hoor hy dat die Here eintlik ervaar wat ons ervaar. Die dominee het gesê dat God eintlik huil wanneer ons huil. So betrokke is hy by ons seer en hartseer. Die dominee het verder gegaan en gesê, mense, hoe dink julle, hoe dink God op hierdie stadium oor julle? En die dominee het 'n vers uit die Ou Testament gebruik en gesê, ons name word op God se hand geskrywe. En elke keer as God na sy hand kyk, dan dink hy aan ons. God vergeet ons nooit nie. En die dominee het aangegaan en gesê, mense, weet julle, dit is verskriklik belangrik dat julle by 'n punt sal kom, dat julle sal aanvaar dat God julle onvoorwaardelik aanvaar het. Dit is belangrik dat jy by 'n punt sal kom, waar jy jou hart sal oopmaak vir God, om sy liefde in jou lewe te ervaar, en dat jy sal aanvaar dat God jou aanvaar het. En toe die dominee gesê, gemeente, julle almal wat hier so sit, maak jou hart oop vir God. En dan sal sy liefde in jou lewe instroom. En tot hy het gedoen. Uit daar in jou klein kerkie het hy gepreek voor die Here. Hy het vir die Here gesê, Here, ek weet van U, ek maak my hart oop vir U. En sien, tot het daar besef, dat daar twee maniere is waarop jy God kan ken.
Jy kan kopkennis van God hê. Jy kan weet dinge omtrent God. Jy kan weet dat God 'n drie-enige God is. Jy kan weet dat hy vir ons lief is. Maar dis moontlik dat dit net kopkennis is, dat jy dit nie in jou lewe ervaar en belewe nie. En dan is daar hartskennis. Hartskennis beteken dat jy in 'n verhouding met die Here staan en dat jy sy liefde in jou lewe ervaar en belewe, dat hy 'n lewende werklikheid in jou lewe is, dat hy jou hemelse Vader is. En God en tot ek besef, hy staan nie in so 'n verhouding met God nie, hy het net kopkennis van God, en daarin dan breek hy voor die Here, kniel hy voor die Here, en sê, Here, ek gee myself vir U. Ek bid dat U liefde in my lewe sal instroom, en dat U my lewe verander. En tot sê, toe hy daar opstaan vanuit sy knieë, en dan iets in sy lewe gebeur, dis amper asof hy 'n nuwe mens geword het. Wat gebeur het is, dat hy alarm wat die binnekant in sy binneste was, wat hom altyd gewaarsku het, as mense naby hom kom, as God naby hom kom. Dit het vir hom gevoel, asof daai alarm afgeskakel is. Toe God nader aan hom gekom het, was hy nie meer bang nie. Want weet jy wat het die Here vir hom gesê? Presies dit wat hy altyd gehoor het as die dominee 'n kindjie gedoop het. Dan het die dominee altyd gesê, die Here sê vir jou as jy gedoop word, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jy behoort aan my, ek sal jou nooit los nie. En toe hy voor die Here breek, was dit amper asof die Here vir hom sê, jy behoort aan my. As jy jou nooit los nie, ek sal saam met jou die pad vorentoe. Daai alarm wat hy in sy binneste gehad het stil geword. En weet julle, daai filter wat in sy lewe was, wat gemaak het dat hy nooit liefde van ander mense kon ontvang het nie, want hy is net die hele tyd op soek na waar kan mense hom seermaak. Daai filter het ook verdwyn. En hy het die Here sy liefde op 'n besondere manier ervaar en belewe. Vir die eerste keer in sy lewe het hy ervaar dat hy gelief is. En dat hy waardevol is in God se oë. En toe hy dit ervaar, en was daar 'n behoefte om te sê, Here, vergewe my mamma. Vergewe my ma wat nie na my en my sussie gekyk het nie. Vergewe haar, ek verstaan nou beter waarom dit gebeur het. Daar het 'n nuwe pad vir tot begin, saam met die Here. Hy het geleer om die Here se stem te hoor. En die Here het met hom gepraat en vir hom gesê, kyk, in die verlede was dit 'n gewoonte by hom, as hy voor 'n uitdaging gekom het, voor 'n probleem gekom het, dan het hy weghardloop. Hy is bang om enige uitdagings te hanteer, om probleme te hanteer, hy het weghardloop. En die Here het hom sê, nee tog, moenie weghardloop nie, ek is saam met jou. Maak jou hart oop vir my, wees gereed dat ek jou sal lei en sal krag gee om hierdie probleem en uitdaging te hanteer. En so die Here vir hom gehelp in sy universiteitsjare om nie weg te hardloop meer vir probleme nie, maar om sy probleme met die krag en die wysheid van die Here te hanteer. Maar dit is nie al wat in tot sy lewe gebeur het nie. Die Here het saam met hom geloop. En al hoe meer het dit gebeur, dat tot nie meer die hele tyd aan homself gedink het nie. Voorheen het hy die hele tyd net aan homself gedink, hy het vasgehou aan sy seer wat in sy binneste was. Hy het nie 'n openheid vir ander mense gehad nie. Want toe die Here se liefde in sy lewe ingestroom het,
Was dit nie meer vir hom nodig om die hele tyd om homself te beskerm teen die mense daar buitekant nie. Inteendeel, hy het 'n oog gekry vir mense wat seer is daar buite. Hy besef dat daar baie mense is wat seer is daar buite. En omdat hy die Here se liefde ervaar en beleef het, hy uitgereik. En hy het vir die mense vertel, mense, ek wil net julle sê, God se liefde is groter as die seer wat jy op hierdie oomblik ervaar. Dis wat ek in my lewe ervaar het. God se liefde is groter as ons hartseer en ons pyn waarmee ons loop. En hoe meer hy dit gedoen het, hoe meer hy uitgereik het na ander mense, hoe groter heling het daar in sy lewe plaasgevind. Hoe groter mate het hy 'n heel mens geword. Liewe lidmaat, jy het tot sy storie gehoor. Is daar iets wat jy vanoggend kan sê? Dit wat hy ervaar het ek ook in my lewe ervaar en ek ervaar het miskien nog steeds vandag. Daar is ook 'n seer in my lewe. Geweldige seer. Dit voel ook vir my baie keer dat mense eintlik gevaarlik is. Ek moet so altyd 'n bietjie terugstaan vir mense. Pyn en hartseer is deel van my lewe. Wel, vanoggend kom die Here God deur sy Gees na ons toe en sê vir ons, ek nooi julle uit om saam met my 'n pad te stap. Ek wil jou heel maak, ek wil jou gesond maak, en ek wil jou gebruik om ook vir alle mense wat stikkend is, wat seer is, by te staan. Wil jy het volgend vir die Here sê, Here, hier is ek, met my seer en alles. Ek maak my lewe oop vir U, sodat U liefde my lewe kan heel maak en nuut maak. 'n paar oomblikke van stilte.